o redder, kom na my, o Heer. Niks kan ek u bied as offer, as my skuld en seer. Jesus, redder, kom en raak my aan. As u kom om my te red, Heer, bring genade saam. Ek hoor u staan stil by mense broos en seer, blinde siekes en ook sondaars. Ek is een, o Heer. Jesus, redder, dit word ek vertel, dat u omgee vir die minstes. Heer, dit is ek wel. As dit wat aan my vertel word, waarlik kan gebeur, dat die stukkendes herstel word. Hier's my hart, o Heer. Jesus, redder, kom en maak my heel, as wat sterk en goed en mooi was, is van my gesteel. Gaan my nie verby, o redder, kom na my, o Heer. Niks kan ek u bied as offer, as my skuld en seer. Jesus, redder, kom en raak my aan. As u kom om my te red, Heer, bring genade saam. Goeiemôre liewe gemeente en baie welkom by hierdie erediens. Dit is weer lekker om as gelowiges, as gemeenskap van gelowiges saam in die erediens kan wees en dat ons weer 'n geleentheid het om meer mense hier te kan hê deurdat die lockdown reëls verlig is, en ons vertrou dat u vir elkeen sal nooi om volgende keer hier saam te kom, dat ons weer ook getalle beter in die erediens sal hê. En ons mag elkeen van julle vanoggend beleef hoe die Gees van die Here vir julle vashou, hoe die Gees van die Here vir julle lei, ook deur hierdie erediens, en mag die krag van die Gees julle dra, nie net hier in die erediens nie, maar ook wanneer julle hier uitgaan en julle ook die woord gaan verkondig, gaan leef wat die Here vanoggend vir julle geleer het. Ons wil net as afkondigings, is nou ons 4de lydensweek wat ons ingaan,
En dan net almal herinner wat hier is, ons sien op 2 na is almal hier, dat as kerkraadsvergadering na die diens, in die konsistorie, ons probeer dit maar so hou, dat ons nie te veel karre in die week hierso na die diens het nie. Maar dit het ook nou alles weer verander, so ons sal kyk in die toekoms, of ons dit weer gaan verander, want nou dat ons weer meer mense by mekaar kan hê, dan verander die hele storie weer, dan is alles weer op 'n ander vlak. Maar ons is so dankbaar daarvoor. Ons wil ek dankie sê vir elkeen wat gehelp het en elkeen wat ondersteun het by ons nagmaal Vrydag. Ons waardeer julle bydra, julle ondersteuning en wat jy ook al gedoen het vir ons. En ja, die genade van die Here was vir ons goed tot op hierdie stadium en ons sê dankbaar vir alles wat ons kon gedoen kry, ten spyte van die lockdown en die ernstige finansiële skade wat dit wel in ons gemeente gerig het. Kom ons luister na 'n roflied. As julle seker wil saam sing, kan julle saam sing, want ons sal dit net na kerk uitklaar by die kerkraadsvergadering presies waar ons staan met dit. Maar as julle wil saam sing, ek gaan julle nou nie keer nie. Ek gaan ook nie kyk wie sing met hulle maskers op en wie sing nie met hulle maskers op nie. As ek op die stoel sit, sien ek niemand van julle nie, so julle. Dis up to you. Kom ons luister na hierdie pragtige loflied. Barmhartig en genadig is U, Here, lankmoedig en vol liefde. Amen. Vriende, daar is genade vir julle, as vrede vir julle, om van God wat by ons is,
elke tree tot die volleinding van die wêreld. God wat ook julle redder en julle Vader is in ewigheid. Amen. En vriende, ons gaan nou na 'n gebed luister. Ek is nie oordrewe fan van Steve nie. Maar sy weergawe van Neil Diamond is nogal goed. Maar hierdie gebed het ek so ruk terug het ek kom opgespoor. En toe ek in die kinders gister gaan kyk, altyd was lankal besig in lessies. Is interessant, dit is die lied van Steve wat die meeste op YouTube gevolg is. Is amper 1 miljoen volgelinge op YouTube al gehad. So kom ons luister na hierdie gebed van Steve en miskien sal jy ook met dit kan jouself kan identifiseer. Ag Here, sien ons syne. Ons is so verloor hier. Ons spore dwaal deur tuine. Ons voete hou, maar ons harte brand soos vuur. Ek staan by u soldate, maar ons loop in sirkels hier. U ken ons koördinate. Kom haal my dan as u dink my tyd is hier. Ek het 'n klein gebed na 'n groot adres. Ek het Jona 2 vers 4 tot 6. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê. Ek het 'n instapkaart na u koningshuis, gevind aan die voet van die seun se kruis. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê. Want dis al wat ek nog hê. Ek is oorgewig aan sonde en te lig gevind vanaand. Ek bied u al my wonde, dat genade alles wat ek nog verstaan. Ek staan by u soldate, maar ons loop in sirkels hier. U ken ons koördinate. Kom haal my dan as u dink my tyd is hier. Ek het 'n klein gebed na 'n groot adres. Ek het Jona 2 vers 4 tot 6. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê. Ek het 'n instapkaart na u koningshuis, gevind aan die voet van die seun se kruis. Ek het 'n red gebed, is dit al wat ek moet hê. Want dis al wat ek nog hê. Dis al wat ek nog hê. Ek het 'n red gebed vanaand. Waarskynlik een van die diepste gebede wat ek in 'n baie lang tyd gehoor het. Die skriflesing kom uit Jesaja 63, aan die einde van Jesaja 63 lees en dan gaan ons Jesaja 64 ook lees. Dit is so 'n lang gedeelte as wat dit klink nie. Dit is 'n gedeelte wat natuurlik in die Bybel aan Jesaja toegeskryf word, maar wat waarskynlik geskryf is meer as 100 jaar na Jesaja geleef het. As jy hier van Jesaja 56 tot 66 lees, kom jy agter dat dit 'n naballingskap teks is. Die teks wat geskryf is toe die volk al teruggekeer het uit ballingskap. En ons weet Jesaja het omtrent seker die 50 jaar nie meer is nie voor die ballingskap het hy opgetree. So is waarskynlik geskryf deur een van sy disippels. Daai tyd was dit, vandag as jy dit doen, dan kla jy jou aan van plagiaat. Daai tyd as jy boek onder 'n ander naam, 'n ander persoon se naam geskryf het, was dit 'n respek vir daardie persoon se naam.
Jy het soveel eerbied vir daai persoon se naam, dat jy nie eers dink om onder jouself, onder die eie naam te skryf nie. En dit is hoekom ons baie tekste in die Bybel het, wat toegeskryf word aan 'n persoon, wat eintlik deur iemand in sy nageslag op papier gesit is, amper sê ter ere van die naam van daardie persoon. Kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir nog 'n Sondag. Dankie dat ons ook in hierdie Sondag weer as gelowiges by mekaar kan kom. Dankie Here vir u liefde, u genade, en dat u weer vir ons 'n deur oopgemaak het om in 'n erediens saam te mag wees. En dat ons net hier weer u as Vader en as Koning en as Here kan aanbid. Maar meer Here, dat ons ook as deel van die gemeenskap van gelowiges in die wêreld kan wees. Seën ons en vul ons met u woorde in hierdie oggend. Mag die Gees ons harte oopmaak, mag die Gees die regte woorde in ons harte lê, want ons kan so maklik weer eens besig wees met mensewoorde, en dan vergeet ons van die woord van God. Dat ons sal vashou, Here, aan u woord, wat u vir ons gee, en dat dit ons sal dra, deur die week wat voor lê. Dat ons die volheid van die genade sal beleef, en dat dit ons sal vul vir die week wat voor lê. Amen. Die profeet skryf, kyk uit die hemel uit af, sien ons tog raak uit die heilige en verhewe woning. Waar is u brandende liefde, u magtige dade? Is u nie meer oor ons bewoon nie? Ontferm u nie meer oor ons nie? U is tog ons Vader. Abraham weet niks van ons nie, en Israel is nie van ons bewus nie. U, Here, is ons Vader. Van ouds af is u naam ons Verlosser. Waarom het u ons laat afdwaal van die paaie af, Here? Waarom het u ons hardkoppig gemaak, sodat ons u nie gedien het nie? U is tog weer soos vroeër, ons terwille van u dienaars, terwille van die volk wat aan u behoort. 'n Kort rukkie kon u gewyde volk die tempel gebruik, maar ons vyande het dit verwoes. Ons het geword soos die oor wie u nie van ouds af regeer het nie, oor wie u naam nie uitgeroep is nie. As u maar die hemel wou oopskeer en wou afkom, sodat die berge voor u skud. Kom af soos 'n vuur wat fynhoutjies laat brand, soos 'n vuur wat water laat kook. Laat die naam so aan die vyande bekend word. Laat die nasies so voor u bewe. Toe u wonders gedoen het, wonders wat ons nie verwag het nie. Toe u destyds afgekom het en die berge voor u geskud. Van ouds af het niemand so iets gehoor nie. Het niemand so iets verneem nie. Het geen oog, of het geen God, geen oog 'n God gesien, wat vir die wat op hom vertrou, doen wat u doen nie. U kom die te hulp wat van blydskap doen wat reg is, die wat onthou u wil hê hulle moet lewe. U was kwaad vir ons, want ons het gesondig. Ons het so lank daarmee aangehou, hoe kan ons dan nog gered word? Ons het almal geword soos mense wat onrein is, ons beste dade soos vuil klere, ons is almal soos gedroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai, soos deur 'n wind. Daar is niemand wat tot u om hulp roep nie. U het ons aan onsself oorgelaat. Ons is klei en u het ons gevorm. Ons is almal die werk van u hande. Moet tog nie aanhou kwaad wees vir die volk nie. Here, moenie ons sonde vir altyd teen ons hou nie. Onthou tog dat ons almal die volk is.
Die heilige stad het 'n woestyn geword. Sion het 'n woestyn geword. Jerusalem is onbewoonbaar. Ons heilige en pragtige tempels, waar ons voorvaders U geloof het, is deur vuur verwoes. Alles wat vir almal dierbaar is, lê in pyn. Raak hierdie dinge U dan nie, Here? Gaan U nie ingryp nie? Gaan U nie aanhou om ons te laat lei? Liewe vriende, is redding nog moontlik? Hierdie gedeelte is 'n smeekgebed tot God. En in hierdie smeekgebed sien ons die volk in berou voor God, soekend dat God hulle tog genadig sal wees. Die probleem is egter, dit waarmee hulle voor die Here staan, is nie 'n eenmalige of 'n eerste berou of 'n eerste smeeking om genade nie. Ons weet uit die geskiedenis dat die volk al menige kere om genade voor God moes smeek, eintlik reeds van Moses se tyd af. Israel se voortdurende ongehoorsaamheid kon God maklik tot die punt gebring het waar hy sê, dis nou genoeg. Nou gee ek nie meer genade nie. Die ballingskap waarin hulle 'n hele geslag lang vasgevang word dalk 'n geslag en 'n half, kon dat vir hulle gesien word as God se straf op hulle, meer as God se totale wegdraai van hulle af. Trouwens, soveel keer word die Here gesmeek vir uitkoms, dat die digters of die profeet sê in Jesaja 64 vers 5, hy wonder of enige uitkoms nog moontlik is. Ja, hy dink die Here is teen hierdie tyd al moedeloos met sy volk. Jesaja 63 vers 17 vra hy selfs, hoekom die Here sy volk ooit toegelaat het om sonde te doen? Kon hy dit dan nie keer nie? Hy is mos almagtig. Ja, hoekom het die Here nie hierdie verval van die volk gekeer nie? Want as die Here almagtig was, sou hy sekerlik kon keer dat Israel sonde doen. En wat die Here die profeet eintlik hier kom doen is, hy kom sit die probleem in 'n mate voor die Here se deur neer. En hy begin insinueer, Here, as U iets doen en U het nie, dan is U net so aandadig aan die volk se sonde as wat hulle self is. Ja, Here, as U so almagtig is, was die kruis nie eens nodig nie, want U sou ons almal verhoed het om sonde te doen. Selfs al wou ons onsself daaroor ingee. Hoekom, Here? So vra ons baie keer as dit ons eie skuld is dat dinge in ons lewe verkeerd geloop het. Ons wil hê God moet homself vir ons verantwoord. So asof hy die oorsaak moet wees van ons keuses in sonde. En dit gebeur veral as ons onbuigbaar daaraan vashou dat God alles moet, kan en moet wil doen. As God dan nie meer wil of kan help nie, dan bevraagteken ons sy godheid. Of ons bevraagteken onsself en ons geloof om staande te bly en God se genade te verdien. En is dan dat ons die brandende liefde van die Here mis, waarvan die profeet in Jesaja 63 praat. God voel in so 'n geval sommer onbereikbaar ver. En is dan baie maklik om van die kant af sommer vir iemand te sê, God is nie so ver as wat hy vir jou voel nie. Hy is hier by ons, heeltyd rondom ons vir altyd, en soos altyd in die verlede.
Maar dis makliker gesê as gedoen, as jou lewe uitmekaar val. As God ver voel, is dit nie so maklik om hom met 'n paar koel, bemoedigende woorde nader te laat voel nie. En die profeet sit waarskynlik met dieselfde probleem. Hier is 'n volk terug uit ballingskap, maar niks loop vir hulle reg nie. Selfs hulle beste dade beteken niks, sê die profeet in vers 8 van Jesaja 64. Hulle is, of so voel dit in elk geval, in dieselfde gemors as voor die ballingskap. En in hierdie situasie voel God skielik onbereikbaar ver. Al hoor hulle weer en weer dat hy by hulle is in hulle lewens, daar waar hulle terug is in Jerusalem. Die groot vraag by die volk. Hulle is platgeslaan. Is dit dan nog enigstens moontlik dat hulle gered kan word? Het hulle nie alle kanse verspeel om nog God se herstel te beleef nie? Miskien het God juis om hierdie rede hulle verlaat. So ernstig raak hierdie gevoel by die volk en by die profeet selfs, dat hy in Jesaja 64 vers 12 die ding weer na die Here toe gooi en sê, raak hierdie dinge u dan die Here? Daardie moedelose gevoel van die Here het homself weggedraai van 'n mens, van sy eie mens af. Hy wil nie meer iets met sy volk te doen hê nie. Hy wil nie langer hulle sonde en ongehoorsaamheid aanskou nie. Die Here het genoeg gehad van sy volk. Israel het al hulle kanse verspeel. Of so lyk dit op die oog af. Die skrywer soek hoopend, maar ook twyfelend, na 'n teken of 'n antwoord dat die Here weer sal help en weer sal ingryp. En dan begin die profeet, anders as ons baie keer, op die beste plek waar 'n mens in 'n geloofstryd kan begin. Die skrywer begin met die genade van God. Ons is eerder reg vir 'n geveg, gereed om alles en almal so vinnig reg te kry as wat dit moontlik is. Wat sien in hierdie lewe moet 'n mens net regkom en aangaan. Die volk moet weer bewus word dat God se teenwoordigheid nie van hulle afhang nie. God se liefde is nie 'n gereserveerde daad of gevoel nie. God se brandende liefde laat hom eerstens anders as in vernietiging uitkyk. So het Hosea al gesê vroeër. Daarom smeek die profeet in Jesaja 63 vers 15 vir God se genade en liefde. Mag die vuur van God se brandende liefde weer hoog brand oor die volk. Hulle en ons weet, waar God se genade geld, is redding altyd moontlik. Genade is God se lewegewende boei wat redding na enige drenkeling en sonde uitgooi. En hierdie reddingsboei is 'n versekerde reddingsboei, as ons maar net sal vasklou aan die sekerheid van die redding wat vir ons bewerk word. En daardie reddingsboei is die kruis van Golgotha. Deur die kruis oorbrug God die diepste kloof na hom toe. Red hy ons uit die diepste en onstuimigste waters waarin ons in verlorenheid of moedeloosheid vasgevang kan word. Om bewus te wees van God se huidige en toekomstige teenwoordigheid, sal dit goed wees as ons eers terugkyk na God se teenwoordigheid in die geskiedenis.
dan kan ons onsekerheid vind. Want die Here kan weer wonders doen om 'n redding werklikheid te maak. Net soos hy in die verlede gedoen het, sê die profeet in Jesaja 46 vers 3. En dan gaan hy selfs verder terug om hulle te herinner aan God se skepingswêreld en die spesiale plek wat die Here aan mense daar binne gegee het. Hy verduidelik dit in Jesaja 64 vers 8. Kom sy nou sy skepping wat so goed gemaak is, van al die skroon van sy skepping in die steek laat. Dis 'n bevestiging van wie God regtig is. Dit gaan nie vir Jesaja oor God se groot dade as hy uiteindelik 'n bewys dat redding moontlik is nie. Hierdie gebed van Jesaja is 'n gebed as 'n oproep op wie God is. Dis juis omdat God is wie hy is, kan die volk 'n beroep kan doen op sy liefde en genade. Dat die volk kan waag om nog 'n keer om genade te smeek. Hy is 'n volk van genade en liefde, wat altyd weer 'n kans aan sy mense gee. Sy ontferming en sy trou duur van geslag tot geslag, sê die psalmdigter. Hy is nie die straffende regter in hierdie lewe nie. Sy straffende regter werk sal hy eendag in die oordeel doen. Hy is nie die leermeester wat die hele tyd rondloop om mense oor die vingers te tik nie. Hy is die God van genade en liefde, wat die straf vir ons sonde aflaai op die skouers van sy seun. Hy het dit saam met sy seun teen Golgotha laat uitklim en laat vasspyker om dit deur sy bloed uit te wis. En dan doen die profete beroep op die Here se vaderskap in Jesaja 63 vers 16. God se vaderskap is ook 'n straf, is ook nie 'n straffende en 'n wettiese vaderskap soos wat ons baie keer kry nie. Dis 'n vaderskap wat juis liefde en genade van God op 'n besondere manier wil sigbaar maak. God se vaderskap word juis uitgeken in God se beskerming, in sy omgee en sy versorging van hulle wat aan hom behoort. En dis waar lydenstyd inkom. Lydenstyd is die bevestiging dat God nie moed opgegee het met sy mense nie. Jesus se lyding en sterwe is die bevestiging dat God, of dat redding by God altyd moontlik is. Hier geld die bekende spreekwoord, waar daar lewe is daar hoop. Jesus het met sy sterwe die deur na God se verlossing oopgemaak. Nou is dit nie meer net die Jode wat die hoop op verlossing deur 'n verbond het nie. En Jesus sluit God 'n nuwe verbond, 'n verbond wat beseël is in sy bloed. Sy koms, sy lyding, sy sterwe is die bevestiging dat God vernuwend uitreik na sy mense toe. Hulle wat self die werk van sy hande reg van die begin af was. Hy is die antwoord op die profeet in Jesaja, wat in die profeet in Jesaja 64 vers 8 gesê het, toe hy om die Here om hulp geroep het. Ons gaan hierdie week, die 4de week van lydenstyd in. En ons het die pad van die skepping af tot nou toe gevolg in hierdie 4 weke. Waarskynlik is die pleitgebed hier van die profeet die laagtepunt van ons lydensweg tot nou toe. Hier is die eerste keer dat ons met die volk te doen het, wat so moedeloos is, dat hulle nie eers meer seker is of redding moontlik is nie. Hier is 'n volk wat in groot nood vir verlossing en uitkoms is, en hulle weet dis hulle eie skuld dat hulle hier sit. Hoe kry hulle God om hom weer oor hulle te ontferm? Die antwoord
lê nie eerstens vir ons in Jesaja 63 tot 64 nie. Dit lê in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament vind ons die kruis wat sê dat God wel in ontferming en in genade sy mense aangesien het. Ons kan vandag oor die kruis heen terugkyk en ons kan vir die mense van destyds sê, redding is nog moontlik, want Jesus maak dit moontlik. Ons sou selfs kon sê, redding is nou werklik, want Jesus het die prys betaal wat elke sonde van ons af wegneem. Verlede, hede en toekoms. Daarom kan ons vandag hoop en sekerheid vind in die verlossing van Jesus aan die kruis. Dis weer 'n terugkyk sodat ons vorentoe kan kyk. En as jy steeds daarmee sukkel, kyk terug oor die geskiedenis en sien die kruis. As jy wonder of jy of ons land of die wêreld verby verlossing is, kan jy weet, elke sonde van jou en van die wêreld is ook aan die kruis vasgespijker. Ook jy kan seker wees oor God wat na jou toe uitreik, wat altyd by jou is om jou as Vader te beskerm, te versorg, te dra, te vertroos. En as dit vir jou moeilik is om selfs dit alles te glo, hou dan net vas daaraan, totdat dit God dit eendag weer vir jou 'n sigbare werklikheid maak. Want dat hy jou versorg, dat hy vir jou omgee, dat hy jou vertroos en verdra, dis regtig 'n werklikheid. Amen. Kom ons luister na hierdie regtig een van die mooiste gebede is van God wat ons lewe en genade weer kan optel. My lewensplan is opgevrommel en weggegooi. My drome het gesneuwel en lê en bloei daarby. Ek kan nie meer sien wat my padkaart sê. My lewensroete lê soos glasskerwe voor my voete. Ontvou hierdie opgevrommelde lewe hier. Stryk die rimpels uit met die deurboorde hande. O teer van my lewe, wys vir my die oorspronklike plan. Laat my lewe weer ontvou. Ek sal op U vertrou met my hele hart. Nooit weer my eie planne en ongeduld. U plan is perfek en vra net gehoorsaamheid. In my Abba se hande pas al die stukke in mekaar. Ontvou hierdie opgevrommelde lewe hier. Stryk die rimpels uit met die deurboorde hande. O teer van my lewe, wys vir my U oorspronklike plan. Laat my lewe
Kom ons bid saam. Here, daar is soveel dinge waarvoor ons vandag kan dankie sê. Ons kan dankie sê dat ons weer in die kerk mag wees, dat meer mense in die kerk mag wees as voorheen. Ons kan dankie sê, Here, vir hoeveel mense U deur hierdie COVID-tyd veilig deurgedra het, sonder dat hulle siek geword het, en dat die meeste van hulle wat siek geword het, weer gesond gemaak het. Ons kan dankie sê, Here, vir die krag wat U vir ons gegee het om vanoggend in die erediens te wees, dat U ons geroep het en dat ons kon antwoord. Ons kan dankie sê, Here, vir die ongelooflike genade van die reën wat geval het, en dat ons damme in 'n kort tydjie weer vol kan wees. Maar ons wil ek bid vir daar waar die damme nog baie leeg is, dat U daar ook sal uitkoms gee, en dat U daar ook water sal gee. Ook daardie mense weer met gemoedsrus die toekoms kan ingaan. En ons wil bid vanoggend, Here, vir elkeen wat siek is, elkeen wat in 'n hospitaal is, in 'n baie moeilike tyd in 'n hospitaal is, want dit is vir almal spanningsvol om hospitaal toe te gaan as gevolg van die virus. Ons vra net dat wie ook al van ons moet gaan en wie ook al daar is, dat U beskerming om hulle sal wees, dat U vir hulle veilig weer sal huis toe bring. Ons wil ook bid, Here, vir ons erediens vanoggend, dat dit wat ons hier gehoor het, nie net hier binne hierdie mure sal bly nie, maar dat ons dit sal kan uitdra. Versterk ons deur die Gees, Here, om die hoop van U, en die genade en die liefde wat U vir ons kom wys het, aan ander ouens te wys. Mag ons, Here, die vrede beleef wat net U kan gee. Mag ons die volheid van U liefde en U genade in ons lewens ervaar. En versterk ons, Here, deur die genade, versterk ons deur die Gees, versterk ons vir die lewe wat voorlê. In Jesus se naam. Amen. En vriende, ons gaan afsluit met 'n lied oor God se genade. Nou kan julle maar gerus saam sing, want dit is een van die mooiste liedere oor die genade.
Die vriende onthou net volgende Sondag is nagmaal, en die van julle wat nog nie by ons nagmaal was nie, sal weet dit is 'n heel unieke manier van nagmaal hou, waar ons vir jou die glasies en goed voor die tyd gee, en dan kan jy net jouself oopmaak en dit dan gebruik. En as jy uitgaan, dan kan jy verseker weet, God die Vader sal jou altyd lief hê, God die Seun sal jou altyd genadig wees, God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos, en jou in sy waarheid lei. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Neem my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Heere hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vra. Neem my gou